Goeiedag aan al ons luisteraars en baie dankie dat u ingeskakel het by ons program. Die stem wat u vandag gaan hoor, gaan getuig van hoe God deur tradisie kan breek. Daar is nie 'n manier wat ek my kerk gaan opgee nie. En nie eers haar man kon haar oortuig met die oortuigings wat hy later in die lewe gekry het, om haar van haar tradisies te laat gaan nie. Maar 'n pamflet kon, 'n stukkie papier, bring vir haar een van die helderste oomblikke. Jy luister nou na Stem van Getuies, veranderde lewe. Esma is vandag saam ons in die studio en 11 jaar terug het haar pyn begin in haar mond, tandpyn. Nou sy sê vir my, dokter nommer 32 het vir haar gesê, ek gaan nie aan jou raak nie. Trigominale neuropatie. En vandag, na baie pyn, maar ook baie wonderwerke, is haar pynvlakke onder beheer. En Esma, baie welkom hier by ons, by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Baie dankie, wat 'n voorreg om saam met julle te wees. Dankie, die voorreg is ons in. Esma, ek wil graag teruggaan na dit wat jy van jou man gesê het en voor ons kyk waar jy groot geword het en so. Maar hoe lank het jy en jou man na verskillende kerke toe gegaan en hoe was jy okay daarmee? Ek en hy was saam in die NG Kerk. Ons NG Kerk getroud 37 jaar gelede. Wow. En op 'n dag het hy net vir my gesê die NG Kerk spreek nie meer met hom nie. Dis ek vir hom. Dit is omdat jou kop hier en daar en oral is. Jy luister, jy soek iets anderste. Hy is 'n wiskundige, hy's 'n ou wat Okay. Hy van probleme en aanhou krap. Hy krap oral. Hy's 'n ondersoekende mens. En toe sê hy vir my, nee, NG Kerk spreek nie meer met hom nie. Toe gaan hy na die 70ste Adventiste Kerk. Toe sê ek vir hom, nee, hoor hierso, as jy na daai kerk toe gaan, dan gaan ek vir jou silwer sikkels kry. Ek sal gaan soek, want ek kan nie daai ding aanvaar nie. Daar's nie 'n manier wat ek dit aanvaar nie. Ek is in hierdie kerk gebore, ek is hier groot geword, my Jou oupa, dis tradisies terug. Dis tradisies terug. Ek het toe ek my stamboomnavorsing gedoen het ek agtergekom, nee, ons is vir baie jare is ons NG Kerk en selfs toe ek met my stamboomnavorsing gaan opsoek het, waar my oupa grootjie in Frankfurt gebore is, groot geword het en in Koolskop in die doodgeskiet is in Koelsberg, was dit vir my NG. Hy was 'n NG Kerk en my oupa was 'n NG Kerk en my hele familie was 'n NG Kerk en nou kom Niels hier met 'n heeltemal 'n ander Nadat julle getroud saam in die NG Kerk. Ons is saam NG Kerk getroud en hy lê belydenis van geloof af in die NG Kerk en ewe skielik sê hy vir my, nee, die NG Kerk werk net nie meer vir hom nie. En Obviously is jy okay daarmee nie. Ek is nie okay daarmee nie, want ek het 'n voltydse werk. Ek is doen skakelbeampte werk by Sasol. En ek werk Saterdag en Sondag en elke dag van die week en ek my hooffunksie is om te sien na mense wat deur Sasol ingebring het, hoogs gekwalifiseerde mense wat ek moet hervestig. En ek hervestig net mense en Niels is 7-dagse Adventiste net en ons dryf uit mekaar uit. Ons dryf heeltemal uit mekaar uit. Saterdag gaan hy kerk toe, Sondag gaan ek kerk toe. So ons is heeltemal, ons lewe val uit mekaar uit. Maar Hoe lank was dit in julle huwelik in wat dit gebeur het? Hy is nou so 12 jaar. Okay. So dit was hier by jaar nommer 24 jaar. Sure. En toe sit ek nou en ek dink by myself, weet jy, ek wil 'n pad saam met jou loop, maar hierdie pad wat jy loop is nie dieselfde pad wat ek loop nie. Ons loop twee verskillende paaie. Julle juk is nie meer dieselfde nie. En ek word skielik as ons 'n groepsfotograaf en ek is dwars ek is oralste. Neem foto's en ek doen my ding en Niels doen Bybelstudie en hy doen navorsing.
En ek verstaan hom nie. En hy praat, professor Walter Vaart, en ek sê vir hom, ek ken ander professors ook, ek werk saam met hulle, ek bring hulle in die land in. En hy praat, hierdie navorsing wat hy gedoen, en sê ek vir hom, dit pla my nie, want ek het my eie navorsing wat ek ook doen. Ek moet maar hierdie mense omsien. En ons dryf uit mekaar uit. So julle gesprek in die huis is nou heeltemal anders, want nou gaan dit oor my kerk sê dit, jou kerk sê dit, en dis wat ek gestudeer het, en dis wat jy gestudeer het, en hier is dit 'n botsing, 'n konflik, wat nou ewe skielik by julle is. Dit is 'n eislike konflik. En 2014 breek aan, en ons het een kind uit Abraham Kriel kindersorg gevat, en sy is 'n nagmerrie van 'n kind. En ons het haar naderhand maar na eie woonstilletjie op, want sy is besig om my mal te maak. En Niels sê vra kom saam my kerk toe, maar selfs dit werk nie. En ek sê vra kom saam my kerk toe, maar selfs dit werk nie. En die ander kind wat heel naby kerk hou. Dit is heeltemal, sy weet nie watter kant toe nie. Toe kom hy in April 2014 en hy sê vir my, ek gee vir 'n kind wiskundeklasse en ons sal vir hom moet invat. En ek word flou. En ek val myself dusnis en ek tel 'n besering op. Ek tel 'n gesigsbesering op wat ek nie kan verklaar nie. Maar ek besef nie, dis 'n gesigsbesering. Ek het besering, maar ek lyk verskriklik, maar die swelling gaan af, my oë fokus kom terug en ek het verskriklik tandpyn, maar net aan die een kant. Voor ons in die pynverhaal ingaan in jou getuienis daarso, nie net dat jy nou 'n verskil van teologiese dinge nie en van beginsels in die Bybel en leerstellings nie. Het jy 'n ander verskil in hom gesien? Het hy anders geraak, sagter geraak? Something else? En Niels is 'n verskriklike ondersoekende mens. Hy ondersoek alles. Ek het my boekrak en hy 3 van syne. En daar is wiskundeboeke, daar is dit is verskriklik. Hierdie gedeelte is skaak. Daardie gedeelte is wiskunde. Hierdie gedeelte, nie die gedeelte nie, die rakke, die kaste is navorsingswerk oor die kerk en oor mevrou Ellen White. En ek sê vir hom, weet jy Ellen White aan mekaar, ek sien van Rensburg aan mekaar. Ons is besig om uit mekaar uit te dryf, want Siener van Rensburg het dit en dit voorspel, en jy sê mevrou Ellen White het dit en dit voorspel, en ek glo wat ek glo, jy glo wat jy glo, en hoe meer ek in geskiedenis betrokke raak, hoe verder dryf ons weg van dinge waaroor ons altyd saamgestem het. En sterftes kom en sterftes gaan, en ek land alleen by begrafnis na begrafnis op, want hy kom nie meer saam nie. Hy kom nie meer saam nie, want ek toe maar weet jy, die een is in die hemel, en sê hy, jy kan nie so sê nie, daai persoon rus, en sê ek, man, hulle is in die hemel, jene, asseblief, nou nie met 'n ding begin nie, so nou sit ons, nou dit is 'n moeilike situasie, jy kan hom nie, ek kan my nie indink nie, jy wil jouself nie in daardie situasie indink nie, en dit is, jy probeer, ek probeer Niels verstaan, maar dan kom hy by die huis, dan is hy nou verskriklik gelukkig, want hy het nou hierdie het hy nou tydens Bybelstudie opgetel, dan sê ek vir hom, ja weet jy, laat ek jou vertel wat ek nou vanoggend gedoen. So, nou dryf jy mekaar uit, dit is 'n nagmerrie. En ek weet dat ondervinding, dis frustrerend as jy wil gesels oor dinge van die Bybel en dinge van die Here, en wat die Here vir jou openbaar, en jy praat met mure vas. Hy was seker gefrustreerd geweest. Wel, ons albei is gefrustreerd. Yes. Ek is gefrustreerd met hom, hy is gefrustreerd met my. En ons moet nou iewers met ons 'n middeweg kry. Want ewe skielik sê hy vir my, hy gaan op Kersdag en hy gou gras sny. En ek sê vir hom, jy gaan wat doen? Jy kan dit nie doen nie. En hy sê vir my, daar's niks meer verkeerd nie. En ek sê vir hom, ons het as kinders nooit Kersdag gevier nie. Ons het as 'n familiedag. Ek sê vir hom,
maar wat van die buurt? En hy sê vir my, ja, maar die buurt moet leer. En ek sê vir hom, maar dis nie reg nie. Ek het met een tipe man getrou, en nou is jy 'n ander tipe man, en Ja, dit was nie die agreement nie. dit is nie, ek is met 'n man getroud wat ek nie ken nie. Want hy Want hy het verander. het verander, hy het sagter geword. Hy het as ek vir hom sê, dan sê ek vir hom op Saterdagoggend, weet jy, ek kan dit net nie meer vat nie. Dan is die duiwel los. Hy wil kerk toe gaan en ek sê vir hom, wat wil jy kerk gemaak? Ek dink nie dis 'n slim idee nie. En ja, en so moes ons het so hemelsbreed van mekaar verskil. Ons het so, en toe kry ek my besering en toe kry ek COVID. Nou, gepraat daarvan, daar was 'n keer wat jy huis toe gegaan het nadat jy uit die hospitaal uit ontslaan is. Jy was 'n paar keer in die hospitaal. Toe kom jy by die huis en jy het vir Niels gesê jy het dringend berading nodig. Nou vertel ons wat het gelei vir jou tot om op hierdie punt te kom wat jy so uitgeroep het vir sulke hulp. Basies wat gebeur het, ek was vir tussen die 23ste Desember 2020 en die 15de Januarie 2021 was ek met COVID in die hospitaal. En die mense om my het my gesterf. En die dokter het geen takt of simpatie geopenbaar nie. Sure. Niks. Toe hy instap, toe sê ek vir hom, stuur my asseblief huis toe, dat ek by die huis gaan aansterf. Toe sê hy vir my, dan is jy vanaand dood. Maar as jy wil huis toe gaan. Was jy in die ICU gewees? Ja, ek was in die ICU gewees, in en uit die ICU uit. En toe die 27ste Desember 2020, toe besluit 'n Nigeriese dokter, hulle gaan stoom in my gesig inblaas, om te kyk of ons nie die vaksin, of ons nie die COVID, of ons nie van die virus ontslae kan raak nie. Okay. En ek probeer nog vir hom sê, hoor hierso, jy moet nou versigtig wees, want hierdie gesig is seer, hoor. Hierdie gesig pyn. En hy vat die warm stoom en hy brand my. En toe die suster wat aan diens is, die volgende dag by my kom, toe het sy my net een kyk gegee, toe sê sy vir my, oh my goodness no. Toe sê ek, vra, bring me a mirror please, I want to see what you see. En sy sê vir my, no. En ek vat my selfoon en ek sien die bloed wat uit my gesig uitloop. Op jy kon dit voel ook. Ek kon dit voel, my gesig is klam en hy's nat en dit is suurstof wat met hierdie stoom en dit is so pynlik dat ek kan dit nie in woorde omskep. Maar Esma, toe jy nou daar gelê het en soos jy sê die dokter het nou daar rondgeloop en mense het oral om jou dood gegaan, het jy self die dood gevrees? Ek het nooit die dood gevrees nie. Vir my was die dood die uitkoms gewees. Wow. Ek het die dood net gesien as die dood was vir jou makliker of meer om iets aan te hoop as die pyn waarin jy was? Ja, maar ons moet nou onthou dat ek op die stadium en ek sê dit met 'n baie oop en baie vry gemoed, is ek nog 'n dwelmverslaafde. Want as gevolg van die besering wat jy gehad het die dag toe Niels vir jou sê ons gaan nou nog 'n dogter inbring. Ja. Okay. Ek moes toe op baie sterk medikasie gegaan het, want die pyn wil nie breek nie. En toe ek in die hospitaal opeindig, toe vergeet hulle om dit aan te teken op my leer. Dat jy die pille nodig het? Ja. En toe kry ek onttrekkingssimptome. En ek is Niels bel hospitaal toe, dan sê hulle vir hom, sy's in 'n kritieke toestand. Dan loop ek buitekant rond. En Niels weet nie wat aangaan nie. En dan sê hy vir my, dan bel ek hom, dan sê ek vir hom, kom haal my. Dan sê hy vir my, maar ek kan jou nie kom haal nie. Jy's kritiek siek. Dan sê ek vir my, ek loop buitekant rond. Dan sê hy vir my, dan sien nog deur mekaar ook. So, dit is die hartseer daarvan, maar toe kom die 28ste Desember daardie jaar en ek verloor
heeltemal voeling met die werklikheid. My die suurstofvlak in my liggaam gaan af na 48 toe. En nou begin hulle praat van 'n ventilator insit en ek sien nie kans vir 'n ventilator nie. En bedags dan kom hulle, dan kom neem hulle bestellings vir jou eters en dan in die aand dan kom hulle, dan bring hulle die kos, dan sê hulle, daai een is nou oorlede, jammer, vat sy kos terug. Daai een is ook oorlede. Daai een gaan in elk geval nie maak nie, vat sy kos ook maar terug. En met daai deurlopendheid, want daar was 'n man wat oorkant my gelê het, maar hy het in 'n glaskas gelê. En ek het vir die verpleegster gesê, ek wens ek was hy, want kyk hoe stabiel is sy bloeddruk. Toe sê sy vir my, jy wens nie jy is hy nie. Ek kan jou verseker jy wil nie in sy skoene wees nie. En toe ek wakker word, want die Suster Kumu wat my toe onder haar vlerk geneem het. Elke keer dan kom sy dan sê sy vir my, Mrs. B, I'm just going to inject something into your drip. Dan sê ek vir hom, ek weet nie wat hulle my mee inspuit, nou raak ek aan die slaap. As ek wakker word, dan sê ek vir hom, waar is hierdie een, waar is daai een? Ja, hy is per ongeluk oorlede. En hulle het hom klaar weggevat, hulle gaan hom nou veras. En aan mekaar sê die dokter, sy is volgende. En toe probeer hulle een of ander iets in my are insit. Ek is 'n bloeier, hulle breek die naald in my aar af. Ek sê vir die dokter, werk dit asseblief toe, want ek gaan uitbloei. En hy los dit. En die bloed spuit, en ek weet nie watter kant toe om te keer, laat die bloed nie spuit nie. En is nuwe jaar, en dit is deur mekaar, en ek is deur mekaar, ek weet nie watter kant toe nie. En Niels, hy kry net die slegste van my, want al wat hy kry is, ek wil huis toe kom. Maar nie hy of ek besef, dit is onttrekkingssimptome nie. Plus pyn in my gesig. Plus, afgesien van dit, longontsteking. Nou sit ek met al daai goed opgeskep en, omdat ek so ernstig pyn het ek nou alle medikasie probeer. Skedule 5, skedule 6 het hulle probeer en niks werk nie. En ek is allergies vir alles. Ek bou allergiese reaksies vir alles op. En Niels maak reg. Gaan my vrou is besig om te gaan. Hulle sê vir my. Het jy ook 'n sies volgende gekry? Verskoon? Het die dokter ook verwys na jou toe op 'n stadium as jy's volgende? Ja. Hy het na my toe verwys as. En selfs hy het nie agtergekom of enigstens dit gaan die pynmedikasie en die pyn dat dit die onttrekking is. Onthou op daardie stadium was dit interniste wat alles probeer het en hulle het op daardie vlak het hulle alles probeer net om my longe sterker te kry. Maar hy hou nie rekening. Ek sê vir hom, aan mekaar sê ek vir hom, I have trigeminal neuralgia. Dan sê hy vir my shame. En dit is al wat ek by hom kry, maar ek kry nie medikasie nie. En toe spuit hulle my met Lyrica in en dit tas my longe verder aan, want ek is allergies vir dit ook. En eendag, dit was by die 11de Januarie, toe het Niels my so 'n pamfletjie gestuur. En want al wat hy bring is water. Hy gee net water af en my kroniese medikasie word aan mekaar gesteel. Dit word gesteel en dan word dit deur die personeel van die hospitaal verkoop dit. En dit in 'n privaat hospitaal. Ek is in 'n privaat hospitaal, maar dit is wat daar gebeur en ek word verniel en my hande is swart en hulle bind my aan 'n bed vas, dat ek asseblief net nie loop nie. En ek kry hierdie briefietjie, maar dis so een bladsy dingetjie. En ek begin die dingetjie lees. Maar ek lees dit so, maar dit is net ek is net op 'n ander vlak. En daar's 'n verpleegster wat ek nog nooit gesien het nie, en sy kom sit langs my en ek sê vra, now I understand.
En dis hierdie pamflet wat vir jou net alles het sin gemaak, wat Niels al die jare daaroor praat, Alles wat hy praat op een papiertjie in jou en donkerste pynplek. En hier kom 'n nommer op van 'n onbekende persoon. En ek dink, weet, my niggies, almal, ek weet nie watter een van my niggies of neef stuur nou vir my 'n boodskap nie. En ek luister na die stemgreep en dit sê, "Is my naam is Hendrik de Winaar en ek wil net vir jou bid vandag." Wow. En ek weet nie wie Hendrik de Winaar is nie, maar as dit hom gaan laat beter voel, laat hy bid. Maar in die tussentyd bel ek my predikant ook. Ek bel my NG predikant ook en ek Want is baie tradisioneel om dit te doen. Wat ek al gehoor en gesien het van mense, ek sê nie net in die NG Kerk nie, maar kom ons sê in baie is as daar iets opkom van iemand anders in 'n ander kerk, gaan ek dadelik gaan na my predikant toe. Ja, wel nou bel ek my predikant, maar nou sê ek vir hom, ek mis my man. Nou sê hy my, ja, maar as jy gesond word, gaan jy hom weer sien. En Hendrik de Winaar bid 'n ander gebed. Hy bid iets heeltemal anderste. En ek wil net byvoeg dat toe ek in die intensiewe sorgeenheid was daar iets demonies gewees in die intensiewe sorgeenheid. Ek weet nie wat dit was nie. Maar my Bybel was daar ver. En ek wil net my Bybel hê en dan sê hulle vir my, hier's te veel buise, pype, allerhande goed. Ek kan die Bybel is daar. Maar hulle kan hom nie vir my gee nie. En in die tussentyd is Niels en 'n vroutjie met die naam Leonie Cronje elke oggend 5:00 bid hulle voor my huis. En hulle kom na die huis toe, hulle kom bid vir my by die huis, maar ek is nie bewus daarvan nie. Hendrik de Winaar is die leraar, maar ek weet nie wie Hendrik de Winaar is nie. Maar hy bid vir my. Nou lê ek in die bed. Nou sit ek en dink, en nou dink ek, weet, my Bybel is ver van my af. Alwaarop ek kan fokus, is ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hieruit, ek kan nie hieruit op my eie kom nie. Net Christus kan my hieruit vat. Dis al wat ek kan onthou. Psalm 23, ek ken hom uit my kop uit, maar dit maak nie saak nie. Al wat vir my saak maak is, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En hier kom die dokter ingeloop en hy sê vir my, "You wanna go home?" Wow. Ek sê vir hom, Toe jy nou vasklou in hierdie belofte uiteindelik. Ek sê vir hom, "If you want me to go home, I can go home." Maar nou sê ek is negatief, want ek het nie medikasie gekry nie. En hy sê vir my, "Ek wil nog 1 COVID toets op jou doen." En ek sê vir hom, "Whatever." Want nou sê ek is baie negatief, wat jy ook al wil doen. Want almal om my is al huis toe, dis wat nie dood is en veras is nie, en daai verskriklike negativiteit. Ek sit met dit en hy sê toe vir my, "Ons gaan nog 1 toets doen, dan stuur ons jou huis toe." En hy stuur my huis toe en toe Niels my kom haal toe sê vir my, "Jy het my lewe baie moeilik gemaak." En ek sê toe vir hom, "Jy weet nie waardeur ek is nie. Ek kan nie vir jou vertel nie, jy sal nooit verstaan waardeur ek is nie. Dit tydens COVID, met trigominale neuropatie, met onttrekkingssimptome." En ek het by die huis gekom, en my huis was deurmekaar, want Niels het reg gepak. En ek en my Engelse bulldog het in die kamer gaan lê, en ek het my ma gebel, en vir haar om verskoning gevra omdat ek so moeilik was, want ek was moeilik met almal. En ek het net gelê en ek het net gedink, waarom het ek COVID oorleef? Waarom? Waarom het ek daai stukkie papier gekry? Hoekom? En maar die pyn in my gesig vererger. Want dis 'n daai pyn in jou gesig, ek meen dis 'n hele verhaal op sy eie ook nog. Maar iets wat ek baie sterk optel vandat jy nou al begin om jou getuienis te vertel, is die kontras.
daar's 'n baie groot kontras en ek wil my verstout om te sê wat die Here heeltyd vir jou wys. Jy en Niels is nou saam getroud en dan hier gaan hy en hy glo hierdie een ding en jy totally die ander, die teenoorgestelde. Jy kom in die hospitaal, die een predikant, jou dominee wil vir jou bid, ons ander, maar dis twee verskillende, dis die twee verskillende wêrelde wat heeltyd vir jou gewys word. Intussen voel jy daar's 'n demoniese something daar en jy's op soek na jou Bybel. Jy kry hierdie plakkaatjie en wat nou vir my snaaks is, jy nou sê toe jy huis toe gaan, jy kom by die huis. Vir jou was dit vreeslik te mekaar en hy het dit reggepak. Dit is die groot ding en Hierdie kontras wat in jou lewe is, die twee verskillende goed wat die Here net vir jou uitwys. alles is verskillend en dit is 2021 en alles is deurmekaar. Dit is my hele lewe voel deurmekaar. Ek moet jou iets vra, Esmy. Hoe naby aan die Here was jy op daai stadium? Ek was so naby aan die Here dat as ek nie naby aan die Here was nie, sou ek nie deur COVID gekom het nie. Die Here het my selfs deur tye wat ek gevoel het dat daar demoniese magte teenwoordig was God teenwoordig. God was al die tyd teenwoordig. Ek weet God is teenwoordig want die mense om my gaan dood, hoekom gaan ek nie dood? En dit was 'n wonderwerk in op sigself. Dit is 'n wonderwerk op sy. Verseker. Esmy, vertel ons van Oom Henny. Oom Henny, ja, Oom Henny was 'n wonderlike mens. Hy is 7-dagse Adventis. Dan kom kuier hy daar by Niels, dan sê ek vir hom, sit, ek maak vir jou tee, ek bring vir jou koek, ek bring vir jou alles en dan moet jy my verskoon want ek is besig. Ek gaan foto's neem of ek gaan enige iets. Ek het geen belangstelling om na hom te luister nie. Maar Oom Henny, ek probeer alles om net hierdie punte bymekaar te bring. Hoekom is al hierdie mense om my dood en hoekom is ek nie dood nie? Ek kan nie verstaan hoekom is ek nie dood nie. Die dokter het vir my gesê hulle gaan my in 'n rolstoel daar uitstoot. Toe sê ek vir hom, ek loop hier uit. Ek is hardkoppig, ek loop hier uit. En ek probeer almal. En ek praat met die ene en ek praat met almal, maar dis verskriklik moeilik. En Oom Henny Kleinschmidt, Oom Henny kom op 'n punt na my toe. Hy sê vir my kind, jy moet praat. Ek sê vir hom, ek kan nie praat nie. Ek skryf hier goed neer, ek is joernalis, ek skryf hier goed neer, dit maak nie eens my sin nie. En hy sê toe vir my, ek wil vir jou vra, stuur my op 'n Saterdag aand, dan stuur jy vir my 'n boodskap. En in ruil daarvoor, gaan ek vir jou 'n stukkie klassieke musiek speel, wat ek van hou. En hier begin ek my hele lewe, wat ek tot op daardie stadium gehad het, begin ek met hom deel. Ek praat met Oom Henny, ek stuur vir hom boodskappe, dan stuur hy vir my mooi musiek terug, dan herhaal hy vir my wat ek vir hom gesê het. En toe kom ek agter, maar dit is waar my herstel lê, is om die herhaling te hoor wat ek uitdra. En elke keer dan haal hy vir my 'n teksvers aan. Dan sê hy, maak gou jou Bybel oop, lees dit. 'n Luister net. En ek en Oom Henny loop 'n pad. En man, ons loop 'n pragtige pad. En Oom Henny staan my by. En ek luister klassieke musiek en hy lees hoe baie ek kla. En op 'n punt bel sy vrou my, Marlene. En sy sê vir my, hy het breinkanker. En ek sê vir haar, nee man, ek kan nie ernstig wees nie. Sy sê vir my, en hy het COVID. Ek sê vir haar, dit is nie 'n probleem nie, ek is op pad. Sy sê vir my, jy bly weg hierso. Jy bly weg, asseblief bly weg. En ek dink, okay, ek sal vir 'n ruklik wegbly, bietjie laag lê, maar iewerste sal ek by Henny Kleinschmidt uitkom. En die aand van die 15de Desember 2022, toe bel ek sy vrou, toe sê ek vir haar, jou man het 'n geweldige indruk op my man se lewe gemaak. En ek wil hê
Niels moet na hom toe kom. Net vir 'n kort besoek. En sy sê vir my 15 minute. Okay. En ek sê vir Niels, Go. en ek het 'n warm brakkie gemaak. Ek sê vir hom eet op pad. En hy is deur hospitaal toe. En hy gaan bid vir hom. En die volgende dag kry ek 'n oproep van sy vrou en sy sê vir my, ek wil jou guns vra. Ek wil hê jy moet kom. Maar dan moet jy vir my glyserien lappies bring. Want sy mond is besig, die mondhoeke is besig om op te bars. Sy sê, maar maak jou reg, jy gaan jouself doodskrik. En ek loop by die hospitaal in en hier lê hy en hy so 'n bondeltjie en ek vat sy hand toe en ek maak die Bybel oop by 1 Korintiërs 13. Want al wat ek kan onthou van oom Henny Kleinschmidt is sy ma se onvoorwaardelike liefde vir hom. Sy ma het hom onvoorwaardelik lief gehad. En ek gesels met oom Henny oor 1 Korintiërs 13. En ons gesels en ek sê vir hom, God is so lief vir oom. Oom moet dit nooit vergeet nie. En die 2 verpleegsters wat daar staan, vra vir my, kan hulle asseblief luister? Ek sê vir hulle, ja, asseblief. Maar ek praat Afrikaans. Ek het nie 'n Engelse Bybel nie. En die een kyk my soos hy sê vir my, I took care of you when you had COVID. Wow. En dit was my 'n verskriklike ondervinding gewees. Want toe kan ek God terugvat na dit wat ek nie gehad het toe ek COVID gehad het nie. Sure. En na dit, hy is toe die 11de Januarie, die volgende jaar is hy oorlede. Hulle het hom in doeke toegedraai en so begrawe. Wow. En dit was ek was by sy roudiens gewees. Dit was pragtig geweest. Maar ek het al wat ek kan onthou is 1 Korintiërs 13, oom Henny Kleinschmidt wat my gedra het. En ek en sy vrou Marlene gesels nog gereeld met mekaar. En oom Henny was 'n groot, soos jy sê, die pad wat jy gestap het, maar hy het 'n groot rol gespeel in jou pad terug na jou man toe en na die kerk toe wat jou man is en waar jy vandag is. Jy is vandag Adventis? Dis heeltemal korrek. Ek is in Junie 2022 het leraar Hendrik my gedoop. En dit was 'n wonderlike, ek is een van daardie mense wat kan sê ek het presies besef waaroor die doop werklik gaan. Prys die Here. En ek kan net die Here loof en prys vir oom Henny Kleinschmidt in Korintiërs 13. As ek daaraan dink, dit maak my werklik waar emosioneel. Maar na oom Henny moes ek toe noodgedwonge teruggaan na 'n neurochirurg toe en toe sê hy vir my, afgesien van die trigeminale neuropatie wat jy het jy ook nou ernstige gesigsbeserings opgetel. En daar is merke op my gesig, aan die linkerkant van my gesig. Ek dink jy sal sien, daar is merkies. Maar dit was besering wat ek as gevolg van COVID opgetel het. En toe besluit hulle gaan ek het dit agterna uitgevind, maar 'n eksperimentele prosedure op my doen, waar hulle in my brein ingaan, in die cerebrale korteks, gaan hulle insnydings maak om die senuwee te breek, laat die pyn nie meer so intens is nie. Maar ongelukkig was dit nie suksesvol gewees nie. Maar daar was baie dokters wat oor jou pad gekom het, suksesvol nie. En soos ek in die begin genoem het, waar jy na 11 jaar vandag by iemand is wat jou help en wat jou pyn onder beheer is. Sy beheer die pyn. Ek het klein magneetjies, sandgeverfde magneetjies, sy het hare ook. Ek het vir haar gesê, ek kan nie sê wat se geloof sy is nie, maar ek het eendag, het my buurvrou my gevra, hoe gaan dit vandag met jou? Toe sê ek vir haar, ek het spierspasmas dat ek teen die mure wil uitklim. Toe sê sy vir my, dan moet jy na hierdie dokter toe gaan. Wat se dokter is dit? Dis 'n chiropraktisyn, Wow. is 'n dokter Caitlin, en ek sê toe,
by myself, ek het nie krag vir nog 'n dokter nie. Dis nommer 33. Ek het net nie krag daarvoor nie. Maar ek is na haar toe, ek het haar die 23ste Januarie die eerste keer gesien en sy het net op my arms gewerk. Die eerste keer. Lig jou arms op, sit jou arms af. Lig jou arms voor jou kop en ek het daar uitgeloop en ek was doodmoeg. Ek was gedaan. En wat ek toe nie besef het nie op daai stadium is, ek drink die ergste, die sterkste pyn denkbaar. Ek drink die sterkste pynpille denkbaar en dit help nie. En sy vat my arms en dan lig sy my arms en ek kom by die huis en ek klim in die bed en ek slaap. En ek glo dit is 'n getuienis op sy eie. 'n Vrou Veral van spesialis tot spesialis, dat daai persoon vir jou so merkwaardige verandering in jou lewe kan bring, na al hierdie goed, wat jy, soos jy sê, dis asof jy 'n sak aangetrek het toe jy kind was en ons klippe ingesit. Eers gebeur dit, dan dit, en jy het die swaar sak wat jy dra as 'n volwasse vrou, en jy het nie meer kans om na iemand toe te gaan nie, of jy sien nie meer kans om na iemand toe te gaan nie, en hier kom jy by iemand en hierdie vrou tel jou arms op en af, en stap hierdie pad met jou, en vir die eerste keer, vanuit 11 jaar terug, kan jy met jou pyn saamleef. Ja, ek leef met my pyn saam. Vir die eerste keer vat ek weer my kamera en ek neem wenfoto's. Sure. En die Here het vir my daai pad laat loop, want hy wou my terug waar ek altyd vir Abraham Kriel net hulle sterreaande en hulle grootste sterre en die mooiste mense in Suid-Afrika of wat ook al. Ek het hulle afgeneem. Nou neem ek net natuur af. En jou perspektief het verander. Ek het my perspektief verander en ek is so naby aan my Here nou. Is daar iemand is wat vandag in pyn is, fisies? Maar nie net fisies en emosioneel. Dalk is daar iemand wat vandag ook vra, but why me? Hoe kom ek hierdie of hierdie oorleef? Of hoe kom ek saam met hierdie leef, hierdie pyn of so? Wat is jou advies? Wat ek geleer het is, die Here het 'n plan. En ons plan is nie die Here se plan nie. Die Here se plan was nog altyd. Hy het die groter plan. Ek het my plan. Ek gaan dit doen en ek gaan dat doen en ek gaan my skure bou en ek gaan by mekaar maak, maar ek weet nie eers wat binne die volgende 10 of 20 minute gebeur nie. So vir my, ek het geleer om nie na my plan te kyk, maar om op God se plan te fokus. En in alles, met my sussie se afsterwe, met my pa wat basies op my skoot oorlede is, het ek geleer. God het 'n plan. En moenie jou teesit teen God se plan nie. Gryp God se plan aan en as jy nie verstaan nie, maak soos Marsha maak, wat onder in die Kaap is en sy's 'n dierbare engel. Marsha wat 'n biddende persoon is en my keer op keer bel en my sê, "Is my hoe's jou pyn vandag?" En ek vra Marsha, "Dit gaan beter." En sy sê my prys die Here. So moet nooit ophou bid nie. Want God het 'n plan. God het 'n plan. Luisteraars, God het 'n plan, soos Esma sê, en as jy vandag voel, jy verstaan nie God se plan nie. Die woord van God is vol beloftes om aan te klou, selfs in tye wat ons dit nie verstaan nie, maar ons kan op een ding vertrou. En dit is dat God se gedagtes, se planne, se liefde groter is as enigiets wat ons kan indink. Dankie Esma dat jy hierdie met ons deel. Dis 'n journey van seer, fisies en emosioneel, maar dat jy aan die einde van hierdie, wel dit is nie die einde van jou journey nie, maar kan sê, God se liefde is groter as jou pyn. En sy plan is groter en jy hou daaraan vas, is 'n wonderwerk op sy eie. En ek sê vir jou dankie dat jy dit met ons deel, en vir jou man, wat nog steeds saam met jou staan, dat julle hierdie stryd saam stry, dieselfde God aandien. God is ons enigste hoop. Hy is werklik ons enigste hoop, maar God se tyd is nie ons tyd nie. Nee. Nooit ons tyd nie. Nooit nie. Maar ons hoop die tyd dat hy ons kom haal is baie binnekort. Ek bid daarvoor. Ja. Ek bid Dankie Esma, en ons bid ook vir jou dat God jou verder sal lei soos wat hy doen. En ja, mag jy meer pynverligting kry. En dis iets om na uit te sien wanneer jy in die hemel is sonder enige pyn, sonder enige seer en sonder enige skaars.
En dis 'n belofte en 'n hoop waaraan ons vashou. Dis ons enigste hoop. Ja. Dit is werklik ons enigste hoop. Maar baie dankie vir die geleentheid Dankie om vir my jou. hartseer met jou te kan deel. Dankie. Dis my groot voorreg. Dankie vir jou. Ja. En luisteraars, ek groet dan tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke wanneer Jesus ons kom haal. Mooi dag.